Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Ek hoop dat die boodskap jou sal inspireer en dat jy diep bewus sal word van God se werking in jou lewe. Ons leef in 'n wêreld waar ons so gejaagd en gefokus is dat ons dikwels vasvang oomblikke, spesiale mens-konneksiemomente, verwondering, verrassing, dat ons dit verloor. Hoe dikwels speel daar eintlik heilige oomblikke in ons gewone wêrelde af? Oomblikke wat eintlik so ongelooflik is, maar wat ons miskyk, misleef, omdat ons weer hardloop na die volgende ding. Nou die dag sit ek en 'n vriendin op 'n bankie na haar tuin en gesels, toe ons ewe skielik albei stil bly. Luister hoe die duwe 'n simfonie vir ons gee. Hoe hulle vir ons sing. Ons kyk na die bome rondom ons en beleef dat God ons toevou met liefde. Ons kyk in mekaar se oë en besef dat hierdie 'n heilige, stil bly oomblik is, waarin ons eintlik net mekaar se hande moet vashou. Omdat ons mekaar sien. Omdat ons God in hierdie oomblik sien en weet dat hy ons sien. In Johannes 19, net voor Jesus se dood, speel daar 'n ingrypende raaksien oomblik af. Jesus kyk vanuit sy pyn van die kruis af en hy sien sy ma en seun, 'n onverbreekbare band, onvergeetlike hartsherinneringe. Maria sien die bondeltjie vreugde en baba opkyk oë van destyds. Die kyk waar ma en seun mekaar ontmoet het. Jesus onthou dalk die koestervasse van sy ma toe hy as seentjie sy knie nerf afgeval het. En nou kon nie eens sy val onder die swaar kruis verhoed nie. Haar hart breek in 1000 stukke. Syne kyk vanuit sy pyn met deernis liefde na haar. Dis 'n oomblik wat net ma en seun deel. Geen woorde is nodig nie, want hulle weet wat hulle weet. En dan daar vanuit sy hartverskeurendheid is hy nou die een wat haar moederhart soos 'n sagte baba voeltjie, koesterend in sy deurboorde hande toevou. Ons lees in Johannes 19 vers 26, toe Jesus sy ma daar sien staan saam met sy volgeling vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het, dis nou Johannes, sê hy, "Ma, laat hy van nou af jou seun wees." Hy kyk toe vir sy volgeling. "My vriend, laat sy van nou af jou ma wees." Van toe af het Maria by hom gaan bly en hy het haar versorg. Jesus was toe tevrede dat hy alles gedoen het wat hy moes doen. Ek wil jou nooi, dink vandag terug oor jou lewe. Watter gebeure staan vir jou uit? Watter oomblikke het 'n vir altyd lêplek in jou hart gevind? Dalk is dit die eerste keer toe jy iets van liefde ervaar het. Miskien 'n heerlike saamweestyd met jou gesin, familie of vriende. Spesiale vakansietye toe jy jou werkskoene kon uitskop en die omgewing net sommer veterloos kon indrink. Of dalk was dit oomblikke toe jou wêreld tot stilstand gekom het van groot skok, pyn, teleurstelling, hartseer. As jy nou aan daardie oomblikke dink, sien jy God daarin? Beleef jy dat hy soms ongesiens, ander kere baie sigbaar in daardie momente was? Of as jy nou mooi daaroor dink, was hy daar, maar het jy hom dalk misgekyk? Kom ons word stil. Kom ons dink 'n bietjie terug oor ons lewe. En dan bid ons saam. Here, vandag kyk ek terug en ek besef dat U altyd daar was. Dat U in tye wat my wêreld stil gestaan het, U oë op my gehou het. Dat U, toe ek gewonder het hoe ek alleen deur 'n situasie gaan kom, my hand geneem het en my gelei het. Dat U toe die vreugde en lag en heerlikheid van die lewe oor die koppie van my hart se rand gestroom het, saam met my geglimlag het. O Here, vandag kyk ek terug
En ek kyk ook na vandag en na môre en ek weet, ek sien U nie altyd nie, maar daar is nooit 'n oomblik wat U my miskyk nie, want U kan nie. U het 'n onbreekbare band met my. Here, sien my altyd en help my om U te sien. Ook vandag. Amen.